Goeienaand, broers en susters. Baie welkom by vanaand se week van gebed. Dit is vir my 'n voorreg en is ook 'n vreugde om saam met julle Gideonsbende hier by mekaar te wees. Mag die Here ook deur sy woord met ons praat en vir ons regtig lei in ons gebede. Ons het Sondag aan stil gestaan by wat verhinder ons gebede. En gisteraand het ons baie moeilike onderwerp aangeraak. Hoe bid jy in 'n uiterste krisis? En dan vanaand kyk ons nou, hoekom moet ons bid vir herlewing in die gemeente? Die teks wat ek daar aangegee het is Psalm 77. Ek wag net vir Anina en dan sal ek saam bid. Kom sy in op so 'n ligte drafstappie. So ons tema vir vanaand is, hoekom moet ons bid vir herlewing in die gemeente? Goed, kom ons sluit die oor en bid ons net saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons aanbid U as die almagtige, as die alomteenwoordige, ewige God wat in 'n ontoeganklike lig woon. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan aanbid, om vir U te kan ken, te kan weet dat U ook Uself aan ons openbaar deur die woord. Dankie dat U ook vanaand hier by ons is, want U woon deur U Gees in U kinders se harte. En op 'n misterieuse manier lei U vir ons, Here, rig U ons harte, trek U vir ons na U toe, as U kinders vorm U vir ons. Ons aanbid U, en ons bid dat U ook vanaand met ons wil praat deur U woord, ons harte op U sal rig, ja Here, en vir ons onverdeelde harte sal gee, sodat ons vir U sal dien en sal aanbid met ons hele hart. Praat ook met ons en lei ook vanaand vir ons, Here, ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ons tema vanaand is, hoekom moet ons bid vir herlewing in die gemeente? Nou, wat is herlewing? Herlewing beteken, daar was lewe gewees. Dis is, as jy na die briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring gaan kyk, dan sê die Here Jesus vir Efese, julle het julle eerste liefde verloor. Die eerste liefde is nie meer daar nie. Of hy sal vir Sardes sê, julle die naam na julle lewe, tog as julle dood, daar is nog so 'n bietjie lewe oor en dit staan op die punt om dood te loop. So dit was anders te gewees. En vir Laodicea, wat 'n baie sterk gemeente was, het hy gesê, julle is soos lou water wat my naar maak. Alles wat julle doen maak my naar. Eintlik wil ek opgooi oor julle. So julle is ook nie waar jy moet wees nie. Nou herlewing is dat ons bid dat die Here die lewe sal gee soos wat dit was voor hulle lou geraak het, voor hulle dood geraak het, voordat hulle eerste liefde verloor het. In gemeentes wat eens kragtig was, sterk was, gly af baie keer. En dan by 'n punt waar dit lyk, daar gaan niks aan nie, en baie keer dan tel die Here hulle weer op. So kan 'n mens in die geskiedenis gaan kyk. Die Psalm waarna ek wil gaan kyk, is Psalm 77. Nou voor ek lees, ek sien hier kom Jan en Tolla ingestap. Ek kan maar wag vir hulle. Hulle kom daar uit die wêreld uit waar ek het gedog hulle saam met Noag en sy ark weg, want hulle was daar in die noordooste van Suid-Afrika waar die hele wêreld amper weggespoel het. Baie welkom. Miskien kan ek net herhaal vir hulle, ons tema vir vanaand is, hoekom moet ons bid vir herlewing in die gemeente? Herlewing beteken dat die Here moet lewe gee daar waar lewe was. Dit is soos die gemeentes in Openbaring wat hulle eerste liefde verloor het, wat dood geraak het, wat lou geraak het, en eens kragtig lewend was, en agteruit gegaan het,
En dan herlewing is om te bid dat die Here weer lewe sal gee. So herlewing is nie in die eerste plek om te bid vir ongelowiges om tot bekering te kom nie. Dis nie herlewing nie. Uit herlewing ontstaan daar baie keer 'n sendingbeweging om uit te reik na verlore mense toe. Herlewing is dat die kerk van die Here weer nuut lewend gemaak word. Goed. Psalm 77. Julle kan julle Bybels daar volg. Ek het niks op die skerm nie. Ek roep na God om hulp. Na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek sonder om moeg te word. Maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug en ek dink na en ek is verslae. U laat my wakker lê, ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroeër dae, aan jare lank gelede. As ek so in die nag lê en terugdink en pyns, vra ek my af, sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie? Het God vergeet om medelee te hê? Het hy in sy toorn sy ontferming onttrek? En ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. Dis die 83 vertaling. Die 2020 vertaling, daar staan letterlik dat die regterhand, die hand van krag, dat dit verander het. Ek wil dink aan die dade van die Here, ja, ek wil dink aan die wonderdade van vroeër. Ek wil nadink oor al u werk en oor al u dade, pyns. Alles wat u doen is heilig, o God. Waar is 'n God so groot soos God? U is die God wat wonderdade doen. U het u mag onder die volke geopenbaar. U het u volk deur u krag gered. En dan gaan hy aan en dan verwys hy na die deurtog deur die Rooi See. En dis 'n Jood, 'n gelowige Jood, en hy dink terug toe dit goed gegaan het met Israel en God met hulle was. En nou gaan dit sleg. En dit laat hom wakker lê. Hy sê ek is ontsteld. Ek is sprakeloos. Ek dink terug, ek pyns. Ek strek my hande in gebed uit sonder om moeg te word. Dit gaan nie oor homself nie. Dit gaan oor die volk Israel. So die eerste vraagie vir ons hier is, lê ons wakker oor die kerk? Lê ek wakker oor die kerk van die Here Jesus, wat nie is soos hy moet wees nie? Of lê ek net wakker oor wanneer my kind siek is, of wanneer dit my persoonlik raak? Lê ek wakker en roep ek tot God en sê, het u dan verander? En namens my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. En dan in Psalm 85, ek wil net daarna verwys, ook 'n aangrypende gebed, waarvan in vers 5, dan bid die psalmdigter, dan sê hy, herstel ons nou weer, o God, wat ons verlos, herstel ons, maak ons weer soos wat ons was, maak 'n einde aan u ergernis teen ons, gaan u vir altyd teen ons toornig wees, dit gaan sleg met ons. U wil ons nie, u maar wil, vers 7, u wil u ons nie, maar weer lewend maak, sodat u volk hulle in u kan verheug nie. Hy besef, daar's 'n geestelike doodsheid. Hy besef, hulle kan hulle self nie lewend maak nie. Om jouself te probeer lewend maak, is soos 'n ou wat hom probeer aan sy eie skouers optel. Jy kan nie. Jy kan jouself, gemeente wat doodgaan, kan homself nie lewend maak nie. God kan hom lewend maak. Ons kan net roep, wil jy ons nie maar weer lewend maak? En dan aangrypend, sodat u volk hulle in u kan verheug. Sodat ons weer ons vreugde in u kan vind. Maak ons lewend, sodat ons weer ons vreugde in u kan vind. Here, laat ons weer u troue liefde ervaar, u verlossing, skenk dit aan ons. So ons sien in die gebed om herlewing, besef die psalmdigter, in Psalm 77 en Psalm 85, dis net God wat dit kan doen. Wil jy dit tog nie weer doen nie, Here? Wil jy nie ons situasie verander nie? Ons dink vandag, ons kan ons eie situasie verander. Ons hou 'n dinkskram, en ons werk 'n strategiese plan uit, en ons kry iemand en hy gaan vir ons wys, hoe maak ons die kerk reg, laat die kerk weer reg werk. Dit is die Bybel sê. Want ons dink ons kan dit doen. Ons kan nie, daar is goed wat ons moet doen, maar ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie die lewe gee nie. Ten diepste gaan dit oor God, wat uit louter genade sy koninkryk laat kom, en sy almag en krag tentoonstel. Dit gaan ten diepste daaroor, sodat hy die eer kan ontvang.
En ons moet dit besef. So die vraag is, bid ons vir herlewing? Lê ons wakker in die nag? Bid ons regtig vir herlewing? Ons het 'n vroeë oggend bid hier op Vrydagoggend wat vir my 'n geweldige groot seën is. Die mense wat daar by mekaar kom en saam bid. En ook die bid hier wat ons het op Dinsdagoggende is vir my 'n geweldige groot seën. Dit gaan nie oor getalle nie. En dan weet ek daar's baie mense wat nie daar kan wees nie en wat op hulle eie bid. So daar is verseker mense in hierdie gemeente wat bid dat die Here sal ingryp. En al is dit dan nie julle wat vanaand hier sit, en dan is dit al baie al. Maar hoe moet ons bid? Nou ek het vir julle iets uitgedeel. Julle het almal eenetjie gekry. Dis 'n die vraagie is daar, hoekom bid ons vir herlewing in die gemeente? En dan begin het die Here werk deur gebede van sy kinders, Pionierspark en die gemeente werk saam met hom. Hierdie was 'n gebedsaksie, blaadjie wat uitgedeel was in 2022. Ek wil julle sommer net weer daarin herinner, ons kan vinnig deurgaan. Jy kan saam met my, jy kan volg op die papier wat jy het. Die Here werk deur die gebede van sy kinders, Pionierspark gemeente werk saam met hom. Die twee pilare waarop die geestelike bediening van die NG gemeente staan, Pionierspark staan, is gebed en die bediening van God se woord. Dis die pilare waarop ons moet staan. Of ons volledig daarop staan, dis die pilare wat ons poog om op te staan. Die Here Jesus roep ons as gemeente om 'n ligdraer vir hom te wees. Ons as gemeenteraad is terdee daarvan bewus dat ten spyte van getroue lidmate wat volhardend en bidend die Here dien, daar die volgende rooi ligte is. Ons is bewus van goed wat nie reg is nie. Swak erediens bywoning. Nou ek is eintlik opgewonde oor ons erediens bywoning wat groei en wat as ons dit vergelyk met die res van die gemeentes in Windhoek en Namibië, lyk dit glad nie sleg nie. Maar jy kan jou nie so vergelyk nie. As ons kyk na hoe dit was in die verlede en ons kyk na lidmaatgetalle, dan besef ons daar's baie redes. Maar dinge is nie soos dit moet wees nie. Louheid, koudheid, onbetrokkenheid, liefde vir geld, plesier, liefde vir plesier eerder as vir God, tesame met 'n skyn van godvreesendheid, is kommerwekkend sigbaar in ons eie geleedere. En preek was, dit is nie noodwendig op u van toepassing nie, maar in Hebreë, ons het maandag aand gesien dat ek ook myself moet verootmoedig oor ander mense se sonde, en ek is deel daarvan, soos Esra wat gebid het vir die volk, hy het die hele dag lank op sy gesig gelê voor God, omdat die volk met vreemde vroue getrou het. Hy het gesê, Here, hy het gesê, ek weet nie hoe om vir u in die oë te kyk oor hierdie sonde van die volk nie. Hy was deel daarvan. So as ons die goed sê, dan is ons deel daarvan, al is niks daarvan waar in jou lewe nie. In die Hebreë kerk. En dan weet ons, as die Here die huis nie bou nie, ons het daarby stilgestaan by Psalm 77 en 85, as die Here die huis nie bou nie, soek die bouers te vergeefs daaraan. Soos koning Josafat, die aangrypende verhaal in 2 Kronieke 20, weet ons dat die geestelike krisis nie in eie krag met eie wysheid opgelos kan word nie. Daarom roep ons die gemeente klein en groot op om te bid, dat die Here uitkoms en nuwe lewe sal gee. So hierdie was 'n oproep gewees vir die gemeente om te bid. Nou, hoeveel gebid het, weet ek nie. Ek kan nie sê dat min gebid het, ek kan ook nie sê dat baie gebid het. Ons Vrydagoggend, vroegoggend bid hier uit ontstaan. Dat die Here sal uitkoms gee. En Josafat se gebed is aangrypend, want hy's in 'n uitermate krisis en hy's afhanklik. Ons lees daar in 2 Kronieke 20, hulle was beleer, die volk, ek dink is die Moabiete of die Ammoniete was net 50 km van Jerusalem af, en hulle was in groot moeilikheid, en dan bid hy, dan sê hy, ons God, ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek teen te staan nie, ons self weet nie wat om te doen nie, maar op u is ons oë gerig, die hele Juda het voor die Here gestaan, selfs hulle kleuters, hulle vroue en hulle kinders, en dan gryp die Here in, en dan sê hy vir hulle deur die siener wat daar by hulle was, hierdie oorlog is nie meer julle oorlog, dit is nou God se oorlog, dit is nou my oorlog.
En dan verander die Here die situasie, as gevolg van hulle absolute afhanklikheid. Nog 'n voorbeeld, die droë doodsbeendere in Esegiel 37 is getransformeer in 'n magtige leermag nadat Esegiel vir die doodsbeendere gepreek en gebid het. Maar dit was eers na gebed dat daar nuwe lewe gekom het. Nou, in Esegiel 37 vat die Here vir Esegiel in daai laagte in, en dan sien hy die doodsbeendere, en dan vra die Here vir Esegiel, Esegiel, kan hierdie bene lewe? Dan sê hy wil eintlik sê nie, Here, hulle kan nie lewe nie, want hulle is wit gebrand in die son. Maar u weet. En dan sê die Here, ek gaan lewe in hulle laat kom. Jy gaan profeteer, en jy gaan bid, en dan gaan ek lewe laat kom. En toe het hy geprofeteer en hy het gebid, en toe daar lewe gekom, vleis het om hulle gekom, en toe staan daar 'n magtige leermag op. Dit is 'n absolute beeld van wat die Here in absolute doodsheid kan skep, kan hy lewe skep, want hy is die Almagtige. Daarom kan 'n mens nooit hoop verloor nie. Al sit jy in Laodicea, waar die Here vir hulle gesê het, julle maak my naar, soos lou water, wil julle uitspoeg. Ook daar verloor jy nie hoop nie, want God is daar, hy kan 'n verandering bring. Die kerkgeskiedenis is vol voorbeelde wat ek geskryf het, wat die kerkraad uitgestuur het. Die kerkgeskiedenis is vol voorbeelde waar gemeentes en gelowiges wat in doodsheid en skyngodsdienst verval het, die kragtige werking van die Heilige Gees lewend gemaak is. Wanneer God nuwe lewe gee, doen hy dit altyd saam en deur die volhardende gebede van sy kinders. Die twee gaan altyd saam. Waar God werk, daar bid sy kinders. Die kragtige, lewegewende werking van God se Heilige Gees in sy kinders se harte en lewens gaan dan ook gepaard. Wanneer God dan werk, dan kom mense onder 'n besef van die ontzagwekkende heiligheid van God. Daar's berou, sondebelydenis, dit waaroor ons maandag aand gepraat het, berou, bekering, en dan 'n vreugde en 'n liefde vir die Here Jesus, nuwe toewyding, diensbaarheid, en 'n ywer om van Jesus vir ander mense te vertel. Dis dan die nuwe lewe. Dit gebeur altyd deur die kragtige werking van die Gees, maar daar's altyd gelowiges wat bid. En dan lei die pamflet so, die gemeenteraad van Pionierspark wil elke lidmaat klein en groot uitnooi om deel te wees van die gebedsaksie vir nuwe Heilige Gees gewerkte lewe in ons gemeente. Windhoek, Namibië en Weier. So die Here kan eendag vir ons sê, luister, maar ons het hierdie uitdaging gehad, wat het julle daarmee gemaak? Julle het 'n klomp ander goed gedoen, het julle dit gedoen? Nou, daar's waarskynlik baie wat dit gedoen het. Maar het ons dit as gemeente gedoen? En hoe doen ons dit? Ek noem hier 5 punte oor hoe ons dit moet doen. En hoe dit in jou persoonlike lewe doen, en hoe dit ons as gemeente moet doen. Ons as gemeente nader tot God in gebed met groot vrymoedigheid. Ons kan op geen manier voor God staan op grond van ons eie geregtigheid nie. Ons staan alleen voor God op grond van die genade van Jesus. Hebreërs 10, broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Ons kan met groot vrymoedigheid gaan. Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. As ek sy kind is, kan ek met groot vrymoedigheid gaan. Die tweede punt is, ons as gemeente bid dat die Here by ons sal begin en verootmoedig onsself in nederigheid voor die Here. Dit is altyd goed, hulle sê, wat jy doen is, jy moet vat 'n kruit, dan trek jy 'n sirkel, en dan gaan staan jy in die sirkel, en sê, Here, begin werk in hierdie sirkel. Ons kyk baie keer na mense rondom ons, sê, Here, begin hier werk, want as die Here daar begin werk, gaan daar ook 'n paar goed gebeur. En dan is ons, om onsself te verootmoedig voor die Here, al is dit dan soos Esra, wat wakker lê oor die volk se sonde, soos die psalmdigter van Psalm 77. En dan Jakobus gee vir ons 'n mooi riglyn daar, Jakobus 4, en Jakobus praat met Christene hier, dit is belangrik dat ons dit sal weet, hy praat met die gemeente, hy sê vir hulle, nader tot God, dan sal hy tot julle nader, reinig julle hande sondaars, en suiwer julle harte dubbelhartiges, weeklaag en treur en huil,
laat julle lag en droefheid verander in julle blydskap en somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. En as julle wil weet hoe 'n leier dit gedoen het, gaan lees Esra. Esra 9 vers 1 tot 10, 2, dan sal jy sien hoe hy gebid het en hoe hy homself voor die Here verootmoedig het. En hoe dat die Here begin werk het. Toe Esra hom so voor die Here verootmoedig oor die volk wat met vreemde vrouens getrou het en al kinders by hulle gehad het, terwyl hy daar op sy aangesig lê, toe kom die volk onder sonde oortuiging. Toe kom die leiers na hom toe en sê vir hom, wat moet ons doen? Ons sal almal wat vreemde vrouens het, ons sal daarmee breek. Hy het nie nodig gehad om dit vir hulle te sê nie. Hy het hom verootmoedig voor die Here en die Here het 'n gees van verootmoediging gestuur en so het God begin werk. Derde punt is ons as gemeente soek die Here se aangesig in gebed met ons hele hart. Jeremia 29. Ons het Sondag daarby stil gestaan. Julle sal my aanroep en kom en tot my bid en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. Dit geld ook vir jou persoonlik. En dan vierde punt, ons as gemeente vra, soek en klop volhardend en skaamteloos dat ons hemelse Vader ons opnuut sal vul met sy Heilige Gees. Belofte wat Jesus gegee het, soek, klop, vra. Ek sê vir julle vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra, want dit is die Heilige Gees wat die nuwe lewe gee. En ons as gemeente moet bid soos Jesus ons geleer bid het. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. En daai 3 bede fokus op God, op hom, op sy eer. Dat ons as gemeente sal bid dat die Heilige Gees ons opnuut sal reinig en heilig, sodat die Here Jesus gestalte in ons sal aanneem en die Here geheilig sal word. Hy die eer ontvang. Laat die koninkryk kom. Ons as gemeente moet bid dat die Heilige Gees deur die bediening van God se woord mense sal oorbring uit die mag van die Satan na God se koninkryk. Dat die gemeente 'n plek sal wees waar mense God ontmoet. Dat die Heilige Gees Peniespark gemeente sal gebruik om die lig van die evangelie uit te dra. Handelinge 1 vers 8. Getuies, Jerusalem, Judea, Samaria, verder. Laat die wil geskied soos in die hemel so op die aarde. Dat die Here sy woord sal gebruik om belydende en dooplidmate op te bou tot geestelike volwassenheid, dat God se woord mense sal opbou. Nou net die Here weet presies in watter mate dit bewaarheid word. Net hy weet. Vandag gebeur verseker nie niks nie. Die Here is besig om te werk, maar daar is altyd ruimte vir verbetering. Dat ons bekend sal wees as 'n plek waar mense in nood met liefde omarm, help en vertroos word. En dit gebeur ook by ons. En dat ons as gemeente, dat ons eredienste, aanbidding en lofsang aan die Here eer en dank sal bring. Dat wanneer mense hier kom, dat hulle sal ervaar, God word hier eerste gestel, geloof en geprys. Dis waarvoor ons moet bid. Samevattend, bemoedigend, 'n woord van bemoediging as 'n mens oor gebed praat. 'n Mens kan die goed so maklik verkeerd verstaan. Die Here gee herlewing, hy gee lewe tot die eer van sy naam en hy gebruik die gebede van sy kinders. Maar jy kan so met mense oor gebed praat, dat dit kan voorkom asof, as ek net genoeg mense bymekaar kan kry, en ek kan hulle almal die regte goed laat bid, dan gaan ons God se arm draai, dat hy sal doen wat in sy woord staan. Dit werk nie so nie. Hy is die soewereine God. Dit beteken nie ons kan God se arm draai deur te bid, of as ons net dit kan reël, as ons nou 12,000 mense bymekaar kan kry en ons gaan bid, dan gaan God werk presies wat ons wil sê nie, want dit kan ons reël. Dit werk nie so nie. Die vervulling van God se beloftes hang nie van ons gebede af nie, maar gebed
leer ons dat ons absoluut afhanklik is van God wat werk. Belangrik dat ons dit verstaan. Die vervulling van God se beloftes hang nie van ons gebede af nie. God kan ons gebede gebruik, maar gebed leer ons dat ons absoluut afhanklik is van God wat werk. En jy gaan kyk die gesindheid waarmee die digter van Psalm 77 bid en Psalm 85. Dan hy weet hy kan nie God se arm draai nie. Hy pleit God se beloftes, maar hy weet God gaan dit doen. Ek gaan hom nie kan manipuleer nie. Ek kan nie sy arm draai nie. Ek kan nie maak dat hy doen wat ek wil hê nie. So kan ek nie eers, as ek dit gaan reël, dat elke gemeente begin bid dat God 'n lewing sal stuur nie, want hy stuur 'n lewing wanneer hy wil 'n lewing stuur. Baie kere is dit om sy uitverkore kinders bymekaar te maak. Is interessant as jy in die geskiedenis gaan kyk en sien jy dat die Here baie keer sy lewing gestuur het in lande net voor 'n oorlog. Net voor 'n groot pes en epidemie. Dan kom daar klomp mense tot bekering, dan sterf hulle in die pes of hulle sterf in die epidemie. Dan het God in sy eie genade herlewing gestuur en 'n klomp van sy kinders bymekaar gemaak en dan sterf hulle. Ons ken nie God se plan nie. Maar ons kan nog steeds aanhou om te bid vir sy beloftes. In Deuteronomium is daar die teks wat die Here deur Moses vir ons gee. Sien tog nou in dat ek die een is, daar is geen God naas my nie. Ek maak dood en ek maak lewend. Ek verpletter, ek maak gesond en niemand red uit my hand nie. Hy is soewerein. Ons moet op geen manier dink. Ons kan die Bybel gebruik om hom te manipuleer of hom te draai. Hy gee die beloftes vir ons en ons pleit dit. Maar ons kan nie sy arm draai nie. Ons kan net afhanklik wees en aanhou moet pleit. En die ongelooflike manier hoe God werk is, hy sit op ons harte. Dit wat hy wil doen, sodat ons bid, dat hy dit sal waarmaak. Want hy is nog steeds die een wat in beheer is. So ons bid met die wete dat God in sy soewereine almag lewe kan gee in antwoord op sy beloftes. En mense wat so oor God dink, hulle bid meer as die mense wat dink hulle kan dit self doen. Want ek weet net hy kan dit doen. En daarom bid ek. En God kan baie gebede gebruik, maar hy kan ook enkeles gebruik. God kan deur die klompie van ons wat vanaand hier is, baie kragtiger werk, partykeer as wanneer die hele kerk vol mense bid. Want hy is God, hy is nie afhanklik nie. Hy kan enkeles gebruik, dink aan Elia. Jakobus skryf, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. In die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. God het net Elia se gebed nodig gehad, wat hy gebruik het. Hy het nie die volk Israel se gebed nodig gehad nie. Hulle het almal agter die Baals aangehardloop. Behalwe 7000 wat nie die knie gebuig het nie. Hy het Elia se gebede gebruik. Daarom kan ook ons paar wat vanaand by mekaar is, met vrymoedigheid bid, met die wete dat God ook ons gebede kan gebruik om kragtig te werk. Ons moet nie na die getalle kyk na mekaar en dink ons is min nie. Ons moet kyk na God, wat almagtig is. Hy is die almagtige. Want die krag lê in die finale instansie in God en nie hoeveel ons is wat by mekaar is nie. Dit is belangrik. Daarom skryf Paulus in Efesiërs en sê, ek bid dit hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Geweldige krag wat hy uitoefen deur gelowige gebed ook. As ek in lyn met sy wil bid. En daar's baie voorbeelde in die Bybel en die geskiedenis waar God sy almag en genade getoon het deur die gebede van enkeles. En daarom kan ons bid vir die onmoontlike, want God het 'n behaag daarin om die moontlike te doen. Ons kan nie sy arm draai nie. Ons kan bid. Op grond van sy beloftes. Alles is min wat bid. As God die dooie beender in die see geel in 'n magtige leermag net deur Esegiel se gebed omskep het, kan hy ook uit louter genade in ons kerk, in ons dorp, die onmoontlike doen, wat ons dink hy nie kan doen nie.
So laat ons nie moeg word om te bid en God se aangesig te soek nie. Want hy's God. Hy's God. As ons na mekaar kyk en as ons na onsself kyk, dan gaan ons moeg en moedeloos raak. Maar as ons na God kyk, dan gaan ons nie moeg en moedeloos raak nie. Dis hoekom die Here Jesus, en ek sluit daarmee af, die gelykenis vertel het, ek het vroeër die week ook na die gelykenis verwys, die gelykenis van die onregverdige regter en die weduwee, en hy het die gelykenis juis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. Want Jesus het geweet, ek gaan na myself kyk, en dan kyk ek na my patetiese gebede, en dan kyk ek na die broers en susters rondom my, en dan dink ek, gaan dit enigstens 'n verskil maak? Maar dis nie waarna jy moet kyk nie. God kan dit gebruik. Kyk na hom, hy is die Almagtige. Vertel hy die gelykenis, die regter wat nie ontzag gehad het vir God nie, en om aan geen mens gestuur het, die weduwee wat hom geplaat, vir hom gesê het, laat reg aan my geskied en my opponent, tydlank wou hy nie, maar naderhand het hy vir hom gesê, al het ek nie ontzag vir God nie, gaan ek die vrou help, want daar klap sy my nog, want sy hou nie op nie. Sy hou nie op nie. Laat ek haar net van my af wegkry. En dan sê Jesus, toe sê die Here Jesus, luister na wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags na hom roep nie? Sien, daar is 'n verskil. Dis nie met arrogansie nie, dis nie met probeer om God te manipuleer nie. Dit is soos Psalm 77 se digter. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags na hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die seun van die mens wanneer hy kom geloof op aarde vind? Sal hy mense vind wat sy geloofsoë op God gerig is en weet, dis God wat dit kan doen. Dis hy wat lewe kan gee. Dis hy wat kan werk. Kom ons gee geleentheid vir gebed en sal ek afsluit. Hier is 'n klomp punte hier op. Ek wil hê ons moet bid vir ons gemeente. Bid vir enige van hierdie punte kan julle bid. Ons kan weer so, as jy nie by iemand sit nie, kan jy by iemand gaan sit, dan kan ons net so saam, ek sal sommer saam met Lourens bid, en dan gee ons geleentheid vir gebed, te bid vir ons gemeente, en dan sal ek afsluit.